Jy verwerp die Messias as jy die Torah verwerp. Dis 'n stelling. Kom ons toets dit. Want hy het nie uit homself gepraat nie, maar die opdragte van Jahwe gebring. Kom ons lees. Johannes 12 vers 49 tot 50. Want ek het nie uit myself gepraat nie, maar die Vader wat my gestuur het. Hy het my die opdrag gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy opdrag ewige lewe is. Want wat ek dan spreek ek net soos die Vader dit vir my gesê het. Hierdie bevestig dat Yeshua niks anders as die Torah en die woorde van Jahwe gebring het nie. Om hom te verwerp is om die opdrag van Jahwe te verwerp, of vice versa, om die wet te verwerp in die Messias. Kom ons gaan lees verder, Johannes 12 vers 48. Hy wat my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het iets wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel op die laaste dag. Die woord wat sal oordeel is die Torah, dit wat van die begin af gegee is. Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Die ware kennis van Jahwe kom slegs deur gehoorsaamheid aan sy gebooie. 1 Johannes 2 vers 7. Broeders, ek skryf nie 'n nuwe gebod aan julle nie, maar 'n ou gebod, wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Wat is van die begin af gehoor, né? Wie het geloof soos Abraham? Genesis 26 vers 5. Gaan lees hierdie goeters vir julleself, moenie mislei word nie. Die ou gebod is die Torah, die woord wat Jahwe van die begin af bekend gemaak het. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword. Daai woord van die begin af, net vlees geword en het onder ons kom woon. So as jy die Torah verwerp jy jou Messias. En wie hom verwerp vir God. Yeshua het vlees geword in die Torah. Hy was gehoorsaam daaraan. Hy het dit gedoen. Om hom te volg beteken om die Torah te volg. Moenie mislei word nie, boetas. Gaan lees hierdie vir julle self.